Goeiemôre broers en susters. Wat 'n wonderlike oggend is dit nie? En ek voel so bevoorreg dat ek na maande vir die eerste keer weer voor kan staan. Ek weet nie eens of ek meer kan sing nie, so ons sal maar hoor. Ons eerste lied is 'n lofprysingslied. Die woorde kom uit Psalm 148. Loof die Here uit die hemel. Dis lied 199, al 3 die versies. 199 vers 1, 2 en 3. Loof die Here uit die hemel, loof hom deur wie ons bestaan. Loof hom engele, hemelwesens, loof hom son en prys sy naam. Kom en loof hom, kom en prys hom, kom en loof die Heer se naam. Loof die Here, alle volke, loof hom Die stem is daarom daar, maar die asem is bietjie baie kort. Kom ons probeer die tweede een. Ons tweede lied is 'n Pinksterlied. Die Here sal ons met sy gees, lied 440, al 4 die versies. Ons derde lied is lied 421, vers 1, 2 en 3. Die Here Jesus lewe, en veral in vandag se tyd, waar ons so bekommerd is, moet ons nooit vergeet dat die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar. Ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede. Ons kan maar weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here. Hy het klaar ons weg gebaan. Lied 421, vers 1, 2 en 3.
Ek sluit vanoggend se voorsang af met 'n gebed. Lied 281, al drie die versies. En met die oog op die COVID en die derde vlaag van die COVID, daar is so baie mense wat ly, mense wat siek is, wat ek elke dag gaan sien. Mense wat regtig swaar kry, mense wat geliefdes verloor het. En mense wat hulle werk verloor het, wat moedeloos is, mense wat geïsoleer word. Baie van ons ouer huis is nou geïsoleer, hulle is baie eensaam. So ek wil spesiaal die lied opdra aan almal hierdie gebed. En ek wil eers met dit almal staande sing al die versies. Baie dankie Tannie Nelly vir die voorsang, Tannie Beulah en Cornel daar agter. Goeiemôre broers en susters. Môre ook aan julle wat inluister op Facebook en op ander maniere. Dit is vir my lekker om saam met julle te wees vanmôre. Ek vra sommer om verskoning dat ek julle nou nie gegroet het daar by die deure nie. Julle sal hoor ek so 'n bietjie van 'n sinus. So ek wil nou nie iemand blootstel nie, maar ek glo ek is ver genoeg van julle af. Ek sal bietjie terugstaan Tanya as daar 'n probleem is. Julle is baie welkom by vanmôre se geleentheid. Dis eintlik elke keer so lekker om in die kerk kan by mekaar kom, veral in tye soos hierdie, nê. Maar daar's so baie dinge in die week gebeur en goed wat ons gedagtes besig hou en soos Tannie Nelly gesê het, klomp dinge wat mens dalk bekommerd maak en goed wat mens hoor en sien en lees en dan kan 'n mens jou vrede hier in die kerk kom kry. En mag jy dit vanmôre ook so beleef dat omdat die Here hier is en omdat ons in sy teenwoordigheid mag wees en kan wees, dat hy vir ons ook rustigheid en vrede gee. En mag ons vanmôre as ons hier uitstap, ook net in ons harte sy teenwoordigheid saamdra. Vandag sal die begin wees ook van ons Pinkstergeleentheid. Julle sal weet, Pinkster gaan daaroor dat die Gees vir ons gegee is, en dit het alles kom verander, die dag toe die Gees vir ons uitgestort is. Daardeur weet ons dat die Here elke oomblik by ons is, dat sy Gees by ons is, hier in die kerk, maar ook by die huis. En ek wil julle sommer uitnooi na ons Pinkstergeleenthede die komende week, elke aand om 6 uur, hier in die kerkgebou. Daar is altyd goeie en slegte nuus.
Slegte nuus is daar gaan nie sop en broodjies wees nie. Maar die goeie nuus is ek weet julle kom vir die preke en die preke sal warm wees, so elke aand 6:00 hier so in die kerkgebou, julle is baie welkom. As julle dit nie kan maak nie, ek weet julle wil graag hier wees, maar as daar van u is wat dit nie kan maak nie, ons sal dit op televisie uitsaai, ons sal dit op Facebook en YouTube hê, dit sal op Radio Maluti ook uitgesaai word. So julle is baie welkom om watse manier dit ook al kan wees, dat julle daarby sal inskakel. En dan andersins, as jy nou nie in die aande hier kan wees nie, maar jy wil graag 'n diens bywoon, het ons buurgemeente Panorama 10:00 in die oggende, is daar dienste by hulle. So julle is baie welkom om by Panorama ook in te skakel. Of, as julle dalk nou die laaste jaar agter geraak het met kerk, en julle voel julle wil weer 'n bietjie punte opbou, dan kan julle 2 dienste bywoon. Een in die oggend en een in die aand. So daar's genoeg geleentheid hierdie week om 'n Pinkstergeleentheid iewers by te woon. Volgende Sondag gaan ons Pinkster nagmaalfees ook hê en ons sal dit weer buite doen met 'n inry geleentheid. So julle is baie welkom. Julle kom met julle karre. Die van julle wat dalk vandag hier kuier in die lidmate is nie, kom met jou kar in. Ons stop hier buite. Ons sal die diens oor die radio uitsaai en ons sal luidsprekers wees en u bring die eie tekens vir die nagmaal saam, die broodjies en die wyn. En dan gaan ons dit so saam geniet. Ek dink ons sal ook volgende Sondag na afloop van die nagmaalsgeleentheid sommer 'n lekker koppie koffie en dalk 'n muffin of iets ook vir julle hê. Ek het nou gister gesê daar gaan nie volgende Sondag kategese wees nie, maar ek dink ons sal kategese hê direk na die nagmaalsgeleentheid en dan kan die ouers ook sommer lekker saam kuier rondom 'n koppie koffie. So julle is almal baie welkom by volgende Sondag se Pinkstergeleentheid. Dan sou julle op die afkondiging kon gesien het die persone vir wie ons voorbinding vra. Ons koster en Kloppie gaan hierdie week in vir 'n knieprosedure en dit is vir ons baie belangrik dat hy gesond moet wees en dat hy die dinge hier by die kerk kan hanteer. So ons bid vir hom vir die week wat voorlê. En dan in besonder Koos vir jou, Koos Rousseau en sy familie, sy ma is die afgelope week oorlede. Koosie, ons dink aan jou man en sterkte in hierdie tyd en mag die Here vir jou vertroos ook. En dan saam met Koos, dink ons in besonder ook aan Tannie Dolly Botes, haar skoondogter Leni, miskien sal julle haar ken, Leni Botes wat klomp jare hier in Bethlehem is ook gisterand deur die nag oorlede. So ons dink aan Tannie Dolly ook en aan Leni se familie. Hulle bly nou daar in Kempton Park se kant as ek reg onthou. So ons dink aan hulle en ons bid die Here se troos vir hulle ook in hierdie tyd. Dan het ons bewys van lidmaatskap gekry van Natal af, Pottie en Hetty Potgieter aan die oord. Ons is baie bly hulle kan nou amptelik ook deel wees as hulle dalk ingeskakel is. Baie welkom vir oom en tannie. En dan vir Hans en Marie van Wyk. Baie welkom vir julle ook. Ek sien julle het daarom kleintjie saamgebring om julle warm te hou vandag in die kerk, maar julle is baie welkom hier in Bethlehem ook en ek hoop julle bly lekker en julle skakel lekker by die gemeente in ook. Dan moet ek net vir u noem almal wat gekies is op die kerkraadsvergadering, die afgelope vergadering van die 10de Mei. As ouderlinge is gekies Nico Kreer, Sari van Rooyen, Hannes Stein, Henry van der Merwe, Frans Fourie en Johan Du Plessis. En dan as die Hakens, Henk Hatting, Elsabie de Jong, Estel van Straaten, Marius Maree, Daulina Boshoff, Alet Nodee, Cornel Smit, Silla Botha, Robin Alexander en Henry Smit. Ons bid vir hierdie lidmate, ook die Here se leiding toe in hulle besluitneming. Baie dankie, ek dink dit is alles wat ek wil noem vandag. Kom ons gaan stil word, ons word rustig in ons harte en ons probeer bietjie al die lawaai en die dinge wat rondom ons is en gebeur uitsny en ons fokus ook vanmôre op die Here. Kom ons word rustig voor hom. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Liewe gemeente, ek kan vir vanmôre groet met God se genade, met sy vrede. En dit kom van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek wil vra dat ons opstaan en dan sing ons lied 200 saam, vers 1 en 2. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie.
wie word daardeur nie diep getref? Vers 1 en 2 van lied 200 en daarna kan jy weer die sitplek inneem. Ons lees gewoonlik op 'n Sondagmôre die wet vir julle voor. Die wet wat staan in Eksodus 20, of ons lees die opsomming van die wet daar in Matteus. Maar ek dink ons almal ken die wet baie goed. Ons weet baie goed wat daar in ons lewens is wat verkeerd is. En ek dink as ons soms bietjie stil word en ons dink net oor ons eie lewens na, dan besef ons dat daar baie dinge is wat ons moet regmaak en wat ons moet vrede oormaak en wat ons voor vergifnis moet vra. So vanmôre gaan ek nie vir julle die wet voorhou nie. Julle ken dit en julle weet Jesus het gesê dit gaan oor liefde tussen ons en God en tussen ons en ons medemens. Maar ek wil eerder vir julle Psalm 51 voorlees. Wat die Psalm is wat Dawid geskryf het nadat die profeet vir hom gewys het van sy sonde wat hy gepleeg het met Batseba. En dis 'n gebed wat hy skryf, 'n hartroerende gebed eintlik, om vir die Here jammer te sê. En daarom wil ek vra dat u kan die oë sluit, en dan kan ons 'n oomblik van stilte gee, waarin u gaan dink oor dinge wat dalk nie reg is in die lewe nie. En dan bid u saam met my, soos wat ek hierdie gebed voorlees. Psalm 51 uit die boodskapvertaling. Hierdie gebed om vergifnis. So kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed, en dan hou ek vir ons hierdie gebed voor. God, wees my genadig. U het tog u kinders baie lief. Vergewe my al my sonde, omdat u kinders oorlaai met arms vol liefde. Vat my verkeerde dade baie ver van my af weg. Delg die skuld van my sondes uit. Maak my skoon, omdat my sondes my vuil gesmeer het. Ek weet dat ek groot foute in die oë gemaak het. Ek kan nie ophou om daaraan te dink nie. My gewete pla my aan mekaar. Ek was baie ongehoorsaam aan u, en dit teenoor u alleen. Maar u sal reg optree, as u oor my lewe moet besluit. U sal nie die verkeerde ding doen nie, vandat 'n mens die dag gebore word, ja, vandat jou ma jou begin verwag, is verkeerde dinge deel van jou lewe. Ek sien dit in my eie lewe. Vandat my ma my in die wêreld ingebring het, dryf iets my om ongehoorsaam aan die Here te wees. U wil hê 'n mens moet altyd eerlik en opreg wees, Here. Ek wil bitter graag weet wat u van my verwag. Hoe wil u hê moet ek lewe?
Vat asseblief al die verkeerde dinge wat ek gedoen het ver van my af weg, Here. Kyk op 'n splinter nuwe manier na my. Sien my weer as iemand wat niks verkeerd gedoen het nie. My lewe moet skoon wees soos die witste wol. Help my om weer opgewonde en bly te wees. Help my om te jubel van vreugde, al het U my swaar gestraf. Moet nooit weer dink aan die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie. Vat alles weg uit my lewe wat nie reg is in U oë nie. Maak my opreg, my God. Maak my van kop tot tone nuut sodat ek kan vas staan. Moet my nie van U af wegstoot nie. Jaag my nooit voor U weg nie. Laat U goddelike krag ook nie van my af weggaan nie. U krag sorg dat ek doen wat U vra. Laat ek weer bly wees. U alleen kan die lewe weer vir my nuut maak. Help my om U te dien met alles wat in my is. Ek wil baie graag mense help wat nie doen wat U sê nie. Ek wil vir hulle sê om die sondes te laat staan en na U toe terug te kom. God, help my om nie ander mense se lewens te vernietig nie. U is die God wat my lewe heel maak. Help my om vol blydskap vir ander te vertel van die goeie dinge wat U doen. Here, sit al die regte woorde waarmee ek U kan prys in my mond. Here, U wil nie hê dat U moet probeer vergoed vir alles wat U vir ons doen nie. Anders sou ek dit doen. U vra nie offers van ons nie. Al wat U wil hê, is dat iemand laag voor U buig en kom sê hy of sy is jammer oor hulle verkeerde dade. God, U sal nooit iemand wat sleg voel oor hulle sonde van U af wegstoot nie. Wees goed vir die kinders, Here. Bou U mense se lewens weer op. Dan sal hulle weer dinge doen wat U gelukkig maak. Dan sal hulle U weer voluit dien met alles wat hulle het. Hulle sal vir U hulle heel beste gee. Amen. Na aanleiding van hierdie gebed is dit belangrik dat ons moet weet dat die Here sondes vergewe ook. En hy het dit vir Dawid gedoen en hy doen dit vir ons ook. En daarom wil ek vra dat ons gaan opstaan en dan sing ons lied 514 saam. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar ek is gevind. Nou het ek vrede. Ek is Gods kind. Kom ons staan en sing ons hierdie 2 verse van lied 514. Dis 'n geloofsbelijdenis, dis 'n belijdenis om te sê die Here het ons vergewe. Sing dit saam, daarna kan jy weer sitplekke inneem. Ons gaan vanmôre saam lees,
so enkele vers of 2 uit Genesis 5 en daarna ook uit Hebreërs 11. So 1 of 2 verse, as julle die Bybel daar wil oopmaak, is julle baie welkom. Die gedeelte in Genesis kom uit wat die geleerdes noem die oergeskiedenis, die tyd voordat God 'n pad begin stap het saam met Abraham. En daar in Genesis 5 is daar die geslagsregister van Adam. Kom ons doen net eers 'n gebed saam. Here, dit is elke keer met opgewondenheid dat ons die Bybel lees. Want Here, in die Bybel leer ons u goedheid en die grootheid en die liefde ken. En in die Bybel praat hy elke keer met ons. Here, deur die Gees is hierdie boek geïnspireer sodat ons u daarin kan leer ken. En daarom as ons vandag ook die Bybel saam lees, is dit met verwagting dat u daardeur met ons sal praat. Want ons besef maar net al hoe meer en meer in hierdie lewe, Here, kan ons nie sonder u nie. En het ons u raad en die leiding en die teenwoordigheid in ons lewens nodig. Here, ons dink ook baie keer soos daai psalmdigter wat gesê het, ons kyk rondom ons en ons wonder waar gaan ons hulp vandaan kom. Here, want as ons in hierdie lewe en ons praat met mense, dan besef ons maar net, almal van ons, Here, trek maar swaar. En almal van ons soek maar uitkoms, en almal van ons soek maar u vrede en u hulp. Daarom weet ons, Here, dat die Bybel vir ons antwoorde verskaf, want dit is u boek. En daarom as ons vanmôre dit saam lees, wil ons bid en vra, Heilige Gees, dat u ook daardeur met ons sal praat, en dat ons sal raak hoor dit wat u vir ons wil sê daardeur. Mag ons lewens daardeur aangeraak word en verander word, tot eer van die naam. Amen. Goed, so ons lees hierso in Genesis 5, daarby vers 21. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. En dan lees ons ook saam uit Hebreërs skryf van die skare geloofsgetuies, die gelowiges van vroeër wat ons aanmoedig as gelowiges wat nou lewe om ook vas te byt en te volhard in die geloof. En dan lees ons daar Hebreërs 11 vanaf vers 5 waar daar geskryf word van Henog. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. So dis wat van Henog vertel word, hierdie Bybelse karakter van eeue tevore. As ek vanmôre vir julle sou gevra het, watse Bybelkarakter staan vir jou uit? Wie's vir jou 'n inspirasie in die lewe of uit jou sonnaarskool daai, wat kan jy onthou van sekere mense, dan gaan julle dalk vir my noem van 'n Noag. Ek dink baie keer terug oor ou Noag. Sy het daai arme ou en hom 'n slegte opdrag van die Here gekry. Kan julle julleself nou voorstel, die Here sê vir ons hier iewers in die middel van niks en nêrens, ons moet nou hierdie ark bou want dit gaan reën en daar's nie 'n druppel reën in die lug nie en die mense lag en hulle spot jou. So Noag is nogal iemand wat mens onthou. Ek dink sommer nou aan Josef. Josef, wie se broers jaloers was op hom en hy het mos daai mooi kleed gehad wat sy pa vir hom gemaak het. En dan gooi sy broers hom in die put. En dan later verkoop hulle hom aan die Egiptenare. En daar in die Farao se paleis beland hy ook in die moeilikheid. Arme Josef, hy het ook maar 'n bietjie 'n moeilike lewe gehad. Ag, en dan sal 'n klomp ander ouens, die profete wat deur die Here die opdrag gegee is om vir die volk te gaan sê, maar hulle is op verkeerde pad, hulle moet hulle bekeer, hulle doen verkeerde dinge. Jona vir wie die Here ook 'n opdrag gegee het om die mense tot bekering te gaan oproep, en dan hardloop hy in die ander rigting. En dan kom hy agter, maar 'n mens kan nooit vir die Here weghardloop nie. Maak nie saak waartoe jy gaan nie.
In die Nuwe Testament is daar ook karakters, Paulus. Ja, ek het so 'n boek op my rak wat gaan oor die lewensverhaal van Paulus, wat hulle dit amper soos 'n storie skryf. Paulus het 'n ongelooflike lewe gehad. Iemand wat met die regte agtergrond geleef het, iemand wat geleerdheid gehad het, iemand wat die wet van die Here baie goed geken het, iemand wat mense laat doodmaak het omdat hulle geglo het. En dan op 'n dag, dan stop die Here hom in sy spore en hy sê vir hom, Paulus, waarmee is jy besig? En hy kom dramaties tot bekering. 'n Klomp inspirerende mense in die Bybel waarvan vertel word, maar een ou wat tot vandag toe nog onthou word as iemand wat 'n voorbeeld is en as iemand wat 'n inspirasie is vir ons as gelowiges, was Henog. Nou van Henog, miskien net om perspektief te gee, Jesus het omtrent 2000 jaar terug gelewe, hè? En 2000 jaar voor Jesus was omtrent Abraham se tyd. Nou Henog was nog 'n hele rukkie voor dit, ons weet nou nie presies wanneer nie, maar hele rukkie voor dit. En wat mense in die Bybel oor hom opgeskryf het, wat mense oor hom vertel het, is dat Henog was iemand wat naby aan die Here geleef het. Of julle ouer mense sal dalk onthou in die 53 vertaling daar gestaan, Henog was iemand wat saam met God gewandel het. Dis almal 'n mooi ding om van iemand te kan sê. Dat iemand saam met God wandel, dat iemand naby aan die Here lewe. Ek wonder baie keer of mense dit oor my lewe kan sê. Dat iemand naby aan die Here kan wandel. Maar dis eintlik nie so vreemd dat mense naby aan die Here wandel nie. Dis net ander woorde om te sê iemand is in 'n verhouding met die Here. En ek dink soos wat julle vanmôre hier sit, gaan julle ook vir my sê maar julle is in 'n verhouding met die Here. In die Bybel lees ons van 'n klomp ander mense ook wat in 'n verhouding was met die Here, Abraham, Isak, Jakob, al hierdie mense het in 'n verhouding met die Here gelewe, Dawid, in die Nuwe Testament, die disippels, Lukas, Johannes, Paulus later, mense wat saam met die Here pad geloop het, soos wat u en ek saam met die Here pad loop, soos wat ons as gelowiges doen. Maar die manier waarop mense met God 'n pad loop verskil. Die manier waarop mense saam met God wandel en in 'n verhouding met hom saamloop verskil en dis waaroor hierdie Pinksterreeks ook gaan, want die saamstap verskil van tyd tot tyd en van kerk tot kerk en van mens tot mens. Ons leef in 'n verhouding met die Here, maar die manier waarop ons dit doen verskil. En dis belangrik om te weet, daar's nie 'n standaard manier om met God saam te loop nie. Solank ons net in 'n verhouding met die Here is, kan 'n mens maar verskil oor hoe 'n mens dit beleef. 'n Mens se saamloop met God hang baie af van jou spiritualiteit. En dis dalk 'n woord wat julle by dominees hoor wat vir julle vreemd klink, maar jou spiritualiteit sê eintlik maar net die manier waarop jy vir God beleef. En dit hang baie keer saam met jou persoonlikheid. En mense verskil daar rondom. Ek sal dit by een van die geleenthede noem, dat sekere mense ervaar God deur 'n belewenis. Hulle hou dalk daarvan om mooi kersse aan te steek en om mooi musiek te hoor, en daardeur beleef hulle God is naby hulle. En 'n ander ou wil weer met sy kop 'n goed beredeneerde preek hoor, met baie feite. Dan sê hulle, goeie preek gewees. Mense verskil en is goed so. Jou spiritualiteit bepaal die manier waarop jy God beleef. En dit is nie noodwendig altyd vas nie. Iemand wat met die kop vir God beleef, kan vir God met die hart ook beleef. Mense verskil. Maar solank ek en u opgewonde is om saam met die Here 'n pad te loop. Want mense soek om in 'n verhouding met die Here te leef. Mense wil graag in God se teenwoordigheid wees. Mense wil eintlik oor die algemeen sê, maar ek wandel ook saam met God. Somstyds is ek net nie bewus van sy teenwoordigheid nie. Somstyds ervaar ek hom net nie. Augustinus, een van die eerste mense wat baie diep oor God nagedink het, het gesê, my hart kom eers tot rus. Ek kry eers vrede in my hart, as my hart rus gevind het in God.
Het jy al daai rus beleef? Daai vrede waarvan Paulus sê wat alle verstand te bowe gaan. My hart vind net rus as dit rus gevind het by God. Ek wonder as jy vanmôre na jou eie lewe kyk, of jy van jouself sal kan sê, maar ek is besig om saam met God te wandel. Ek is besig om met God 'n pad te stap. Ek beleef dit in my Here, in my lewe, dat die Here langs my is. Ek wil hê ons moet ons vandag en in hierdie week oopmaak, dat die Gees met ons kan praat, en ons weke nader trek, sodat ons op 'n mooi manier saam met die Here kan loop. Om saam met die Here te loop, saam met die Here te wandel, soos wat jy nog gedoen het, is 'n roeping. Niemand kan in 'n verhouding met die Here lewe as God hom nie uitgenooi het of haar uitgenooi het nie. Want eintlik is dit nie die Here wat saam met my loop nie, is ek wat saam met God loop. Dis die Here wat my uitnooi en sê, kom saam met my, volg my, ek wil vir jou iets leer. Ek wil hê ons moet vanmôre kyk na so 'n paar Bybelse figure en oor hoe hulle saam met die Here geloop het. So ek wil vir die mamas vandag vra, julle wat getroud is, julle wat iemand het wat langs julle in die bed lê, dat julle julleself moet voorstel, dat is vroeg op 'n Saterdagoggend, hier in my maand, hierdie tyd, is lekker koud buite, so 6:00 se kant, en jy word die oggend wakker, en jy hoor jou man is besig om bietjie te woel, en jy wonder by jouself, maar wat's aan die gang, want jy het gisterand nou eers laat in die bed gekom, en jou man is besig om op te staan en aan te trek, en jy vra vir jou man, maar wat's aan die gang met jou? Gaan jy golf speel? Dis wat my vrou so gevra het. Gaan jy vis vang? Voel jy siek? Wat pla vir jou? Moet ek die dokter bel? En dan antwoord jou man, nee, ek gaan 'n bietjie stap. Ek en die Here gaan stap. Dink dan gaan nie waarskynlik die dokter bel. Maar nie Henog se vrou nie. Nee, Henog se vrou sou waarskynlik vir hom gesê het, my man geniet dit. By wyse van spreuke, sit in die lig af en onthou om die hek te sluit as jy uitgaan. Want almal het geweet dat Henog is iemand wat naby aan die Here lewe. Hy's iemand wat in 'n verhouding met die Here lewe. Hy's iemand wat saam met die Here wandel. Die bure het dit geweet. Sy vriende het dit geweet, sy familie het dit geweet, almal het dit geweet. En daarom vra ek jou vanmôre, kan jou mense sê, maar daai oom en daai tannie, my pa, my ma, is iemand wat besig is om met die Here te wandel. Ek sien dit in hulle lewe. Ek sien as hulle in die oggend opstaan, hulle praat met die Here, hulle leef in 'n verhouding met die Here. Hulle lewe naby aan die Here. Daar's verseker 'n verhouding. Henog se vrou het nie daaroor gewonder nie. Sy het presies geweet en almal het gesê Henog is iemand wat naby aan die Here lewe. Dis wat die Bybel van hom sê. Nie ander dinge nie. Die Bybel sê vir 365 jaar het Henog naby aan die Here gelewe. Ek kom agter as ek na my eie lewe kyk, dat ek graag saam met die Here pad wil loop, dat ek graag ook naby aan hom wil wees, maar dat ek so baie keer agterkom, maar ek is uit pas uit met God. Julle wat ons nou in die weermag daar was, nee, julle sal weet as mens uit pas uitraak. Mens loop nie meer saam met die Here soos wat jy dalk voorheen geloop het nie. Baie keer wil ons die Here vooruitloop. Ons wil vir hom sê, so moet dit werk, so moet dit gebeur, so moet die lewe uitspeel. Of ons gaan staan stil. En ons sê, Here, ek sien nie kans vir waantoe U nou op pad is nie. Ek gaan eerder my eie pad loop. Hoe is jou saamloop met God? Is jy besig om in 'n verhouding saam met hom te lewe? Tree vir tree, oomblik vir oomblik, dag vir dag. Daar's 'n ander Bybelfiguur wat ook saam met die Here geleef het. En dis Abraham. Julle sal Abraham se storie onthou, die een wat die Here gekies het om te sê, ek gaan van jou die God van my nageslag maak, van die gelowiges maak, en die Here het vir hom 'n kind beloof, en Abraham het hierdie kind gekry, op 'n hoë ouderdom,
En dan kom God na hom toe en sê, jy moet jou seun offer. Jy moet vir Isak offer. Ek verstaan nog steeds nie hoe die Here vir hom so iets kan vra nie. En dan lees ons daar in Genesis 22 dat pa en seun loop op pad na die offerplek toe. En Isak vra vir sy pa, maar Here, waar is die offerlam? Ek kan maar net dink wat het deur Isak se kop moes gegaan het. Waar is die ding wat ons gaan offer? En wat antwoord Abraham? Dan Genesis 22 vers 8. Hy sê, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Nou die mense, julle het ons nou al gehoor, die mense sê dat Abraham was eintlik maar net so gehoorsaam omdat Isak 'n tienerseun was. Mense verstaan dat hy sy kind makliker sou opgegee het. Maar Abraham se antwoord in hierdie moeilike tyd is, God sal voorsien. Dis sy geloofsbelydenis. Sy saamloop saam met God, sê hy vir homself, God sal voorsien. Ek vertrou dit, ek glo dit, ek weet dit, die Here sal voorsien. Ek dink nadat die Here vir Abraham hierdie opdrag gegee het en hy op pad was, moes hy ook al hierdie vrae gevra het wat ons ook so baie keer vra. Maar as God 'n God van liefde is, hoe kan hy so iets doen? Ek dink hy het met die Here gestoei. Here, maar as hy 'n doel hier agter, wat s'ie plan hiermee? Wat wil hy nou eintlik van my hê? Wat moet ek leer hier uit? Is God regtig? Waar is God as ek op pad is met hierdie moeilikheid? Maar dis nie wat hy sê nie. Sy belydenis is, die Here sal voorsien. Want sy saamloop saam met God het beteken hy vertrou met alles wat in hom is. Vertrou hy op die Here. Kan ons dit van ons lewens sê? Dat ons saam wandel met die Here beteken dat ons opreg vertrou. Dat ons vashou aan hom. Nog 'n Bybelkarakter wat saam met die Here geloop het, was Moses. Nou, Moses en Abraham was verskillende mense. Moses was baie meer analities. Moses het dalk meer met sy kop gedink en ek vermoed, dis hoekom die Here hom ook gebruik het om die wet vir die volk te gee. Want hy het van reëls en orde gehou. Hy het daarvan gehou om die dinge op die regte manier te doen. En by Moses leer ons dat om saam met God te wandel beteken om in sy grense te beweeg. Om nie links of regs van die wet af te dwaal nie. Om saam met God te wandel beteken om gehoorsaam te wees ook aan dit wat hy van ons vra. Maar Moses se verhouding met die Here was nie koud en klinies soos wat wette baie keer kan wees nie. Mense het ons nou baie mense wat alles is so swart en wit en alles kyk hulle met soveel kritiek op mense neer. Nee, Moses se verhouding, se saamloop met die Here was anders, want ons lees daar in Eksodus 33 vers 11 dat die Here het met Moses gepraat direk soos 'n man met sy vriend. Sjoe, dit moet mooi wees, nee, as mense dit kan sê. Die Here praat met my soos 'n man met sy vriend, soos God met 'n vriendin. Die Here praat direk met ons. Nog 'n ander Bybelkarakter wat saam met die Here geloop het en by wie ons iets kan leer is Dawid. Nou, Dawid is ook een van daai figure in die Bybel wat vir my altyd gefascineer het, want ek dink nie God het wit broodjies nie. Maar is asof God en Dawid net so 'n spesiale band gehad het, nie waar nie. As ons hierdie goed van hom lees. En julle moenie vir Dawid verkeerd verstaan nie, hy was nie 'n hoofseun gewees nie. Dawid het nie die dinge altyd op die regte manier gedoen nie. Dawid het in sy lewe maar goed aangejaag ook. Maar die Bybel beskryf hom as iemand wat naby aan God se hart was. Die Here was besonder lief vir Dawid gewees. En ek wonder hoekom is dit so? Wat maak Dawid anders as ander mense? By Dawid leer ons dat sy saamloop met God het hy gedoen met sy hele wese. As julle die psalms gaan lees, dan sal julle daar sien Dawid was 'n emosionele mens, partykeer huil hy in daai psalms. Partykeer kla hy by die Here en partykeer sit daar so frons op sy voorkop oor goed wat hy nie verstaan nie.
en wat hy saam met die Here worstel. Dawid was maar partykeer bietjie van 'n drama queen as ek dit so moet dink. Maar hy het ook voor die Here gedans en hy het ook vir die Here gelag. En miskien moet ons dit by Dawid ook leer dat ons hoef nie as ons vir God wil beleef, eers ons kerkklere aan te trek en die regte gesiggie op te sit en dan te sê nou kan ek saam met die Here lewe nie. Dawid het met sy volle menswees het hy in 'n verhouding met die Here gestaan. Partykeer gelag, partykeer gehuil, partykeer baklei, partykeer gedans. Maar hy het in 'n verhouding met die Here geleef sy hele lewe lank. Hoe wandel ons saam met die Here? Hoe wandel jy saam met die Here? Om saam met God te wandel, om in 'n verhouding met die Here te wees, is 'n manier van lewe waar ek en God elke oomblik en elke dag alles met mekaar deel, alles van mekaar af weet, wat my geloofsbelewenis nie iets is wat ek hou vir 'n Sondag, of vir 'n oggend of vir 'n aand nie. My geloofsbelewenis met God, my verhouding met God beteken, ek loop elke oomblik van elke dag, tree vir tree saam met hom. Ek is bewus van hom as ek by die huis is, ek is bewus van hom as ek werk toe gaan, ek is bewus van hom as ek saam met my vriende kuier, ek is bewus van hom hier in die kerk. Elke oomblik is God deel van my lewe. En dit het sigwaarde, met ander woorde, ander mense sien dit in my lewe raak. Dit maak 'n verskil in my lewe, dit maak 'n verskil in die manier waarop ek lewe. Om saam met God te wandel beteken dat jy kan lag en jy kan huil voor God. Jy kan jouself wees. Om saam met God te wandel beteken dat 'n mens soms net moet sê, ek weet nie, maar die Here sal voorsien. Daai kinderlike geloofsvertroue. Om saam met God te wandel beteken dat elkeen met hulle eie aard en persoonlikheid tot eer van God saam met God op pad kan wees. Liewe gemeente, is jy besig om in 'n verhouding met die Here te lewe? Is jy besig om saam met die Here te wandel? Of drentel jy maar net agterna? Kan mense in jou lewe raak sien dat jy saam met hom wandel? Kan mense dit van jou lewe sê? Daai man en daai vrou is iemand wat ons kan volg, want hulle is besig om saam met die Here te wandel. Kan jy jouself wees in jou verhouding met die Here, of moet jy iets voorgee wat jy dalk nie regtig is nie? Mag elkeen van ons nie net saam met die Here wandel nie, maar mag ons bewus wees dat hy saam met ons is. As ons in die groen weivelde loop, maar ook as ons deur die donker dieptes moet gaan. Mag die Here se teenwoordigheid elke oomblik van elke dag by elkeen van ons wees. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, ons kan U nie genoeg dankie sê dat U ons uitnooi om saam met U te wandel nie. Om saam met U te loop, om in 'n verhouding met U te wees nie. Here, ons wil naby aan U wees. Ons wil bewus wees van U liefde en van U teenwoordigheid en van U vrede. Maar Here, daar is so baie dinge wat ons aandag aftrek. Dit gebeur so maklik, Here, dat ons gaan stil staan terwyl U vorentoe gaan. Of waar ons U vooruit wil loop, vir U wil sê wat en hoe dinge moet gebeur. Nee, Here, mag ons eerder soos Henog wees, wat naby aan U wandel. Mag ons soos Abraham in geloofsvertroue wandel en kan bely dat U sal voorsien op die regte tyd. Here, mag ons soos Moses wees, gehoorsaam aan die woord, maar tog dat U nog steeds met ons praat soos iemand met 'n vriend. Here, mag ons soos Dawid wees. Mag ons saam met U wandel met al ons emosies. Mag ons soms, Here, voor U lag, mag ons soms huil, mag ons soms vra, maar altyd nog steeds naby aan U wees. Dankie, Here, dat U naby aan ons wil wees.
en saam met ons 'n pad wil loop. Mag elkeen van ons dit so beleef en mag ons in hierdie week wat voorlê meer en meer bewus word dat U saam met ons loop. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, daar sal deur kollekte wees as U 'n bydrae wil maak op so 'n manier. Ons gaan dan afsluit, as ek net my regte papier hier kan kry, met lied 280. Here Redder, groot en magtig, ons het net nou die ander beruiming daarvan gesing. Die Here loop saam met ons 'n lewenspad, en hierdie is 'n gebed wat ons vir die Here sê, U oorskou ons lewenspad, in U liefde en in U genade het U ook ons hand kom vat, en mag U dit vandag beleef in die dae wat voorlê, dat die Here U aan die hand vat, en dat hy hierdie lewenspad saam met U loop. Kom ons staan en dan sluit ons af met lied 280, al 3 verse. Ontvang nou die seën van die Here en gaan wandel saam met hom elke tree van julle lewenspad. Mag die Here julle seën en mag die Here julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En mag die Here julle gebede verhoor en julle seën met sy vrede. Amen.